Môre julle, ag dit is so lekker om weer vanoggend so 'n bietjie saam met julle te kuier. Jy luister na Tussen Koffie en Genade met Lisel van Sail en vir die volgende 2 ure gaan ons weer lekker saam kuier. So vanoggend se tema gaan ons 'n bietjie praat oor om anders te kyk na jou lewe. So ons praat die maand oor doelgerigte lewe te lewe. En om jouself reg in te stel, om te groei, te bou en dit te word wat God se droom vir jou is en die droom wat hy in jou hart geplaas het. Dit is so belangrik om Bybelse beginsels te verstaan en dit in werklikheid in jou doel, in jou plan, in jou lewensplan in te werk en 'n plek te maak sodat jy op die ouende 'n volle vol lewe kan lewe. Want as mens dit nie gaan doen nie, dan gaan die vyand kom en hy gaan wil kom steel. Maar as ons in Bybelse beginsels gaan wandel en gesonde grensdrade gaan bou, het hy nie meer die mag om te kom steel in ons lewe nie. So mag die Heilige Gees vandag waarheid vir jou oopbreek. So die afgelope tyd het ons gepraat oor sekere beginsels en ek het vir julle so 'n paar tips gegee van hoe om 'n doelgerigte lewe te lewe. So vir julle wat dit nou gevolg het, wil ek weet, hoe gaan dit met daai doelstelling? Het jy al 'n paar goetertjies in plek gesit? Het jy al daai gameplan en wat dit is wat jy wil verander in hierdie jaar? Ons gaan vandag net weer deur al die stappe gaan wat ek nou al genoem het, stappie vir stappie, en ons gaan praat oor die visie en die plan, en om dit in plek te sit, maar ook om oor te gaan in aksie. En elke ding wat jou wil stop, te identifiseer, en dit dan te verplaas met die waarheid. Ons gaan so vinnige breek vat, so kry jou Bybel nader en 'n notaboekie, en dan is ek nou weer terug. Welkom terug. Ons praat nou vanoggend 'n bietjie oor om anders te kyk na jou lewe. En ons gaan weer 'n paar beginsels vasvat vanoggend. So eerstens wil ek praat oor moenie bang wees om foute te maak nie. So die grootste fout wat jy kan maak in die lewe is om bang te wees om 'n fout te maak. So moenie bang wees om 'n fout te maak nie. En moenie jou energie mors om jou foute te probeer wegsteek nie. As jy nie gaan foute maak nie, gaan jy nooit groei nie. So wanneer mense ophou groei en jy leer nie meer nie, dit is wanneer jy nie meer risiko's wil vat nie, want jy is te bang dit gaan misluk of jy gaan 'n fout maak. Nou William Wand het eendag gesê, failure is delay, not defeat. It is a temporary detour, not a dead-end street. So as jy ergens wil kom in die lewe, of jy wil graag iets bereik, moet ons leer om foute te kan maak. Mislukking is soms die eerste stap na sukses toe. So as jy nie bereid is om foute te maak nie, is jy ook nie bereid om by sukses uit te kom nie. So ons moet ophou om so perfek te wil lewe en te probeer om nooit iets verkeerd te doen nie. En om alles te perfek te wil doen, is so 'n mors van energie. Dit gaan jou frustreer en aan die ander kant is dit ook partymal onproduktief. Dink net bietjie aan 'n teesakkie. Hoe langer die sakkie in die warm water lê, hoe sterker word die tee. En so moet dit ook wees vir ons. Jy kan nie mislukkings vermy as jy niks het om te sê nie, as jy nêrens heen het om te gaan nie, of jy wil net niks doen nie. Want jy sien daar's 2 voordele van wanneer daar 'n mislukking was, of wanneer iets nie uitgewerk het nie. Die eerste ding is, jy het nou iets geleer. Jy het nou geleer wat werk en wat werk nie. Die ander ding is ook, nou het jy 'n geleentheid om iets nuuts te probeer
So moenie mislukking of om 'n fout te maak sien as negatief nie. Soms is dit juis daai foute wat ons maak, wat nodig is om ons in die regte rigting te sit, waantoe ons eintlik op pad is heen. So ontmoediging en mislukkings is eintlik maar net 2 stepping stones as ons beweeg na sukses. Met ander woorde, mislukking is deel van die proses om by sukses uit te kom. En dis hoekom suksesvolle mense glad nie bang is om foute te maak nie. Hoeveel keer het jy nie al gehoor van 'n biljoenêr of 'n miljonair wat al 3 of 4 keer alles verloor het nie, en dan het hulle maar net weer opgestaan en van voor af begin. En so moet ons ook wees in die drome en die visies wat die Here vir ons instoor het. So kom ons lees 'n bietjie saam in 2 Korintiërs 12 vers 9. Nou gaan ons weer lees in die Amplify. Hy sê, "But he said to me, my grace, my favor, and loving kindness and mercy is enough for you, sufficient against any danger, and enable you to bear the trouble manfully. For my strength and power are made perfect, fulfilled, and completed, and show themselves most effective in your weaknesses. Therefore, I will all the more gladly glory in my weakness and infirmities, that the strength and power of Christ the Messiah may rest, yes, may pitch a tent over and dwell upon me." So soms voel ons swak, maar dit is juis daar waar God se sterkte tot sy volle potensiaal kom. Swakheid beteken nie noodwendig jy is swak nie. Swak beteken net ons het soveel meer God se sterkte nodig. Ons almal word partymal oorweldig of moeg. En dit is hoekom dit so belangrik is om te leer om onsself te versterk in God en in sy woord. Ek wil net gou vir ons nog 'n skriffie lees en dan gaan ons net weer 'n vinnige breek vat. En dit is in Jesaja 41 vers 10 wat vir ons sê: "Fear not, there is nothing to fear, for I am with you. Do not look around you in terror and be dismayed, for I am your God. I will strengthen and harden you to difficulties. Yes, I will help you. Yes, I will hold you up and retain you with my victorious right hand of righteousness and justice." So die Here maak jou juis sterk om deur moeilike tye en wanneer dinge nie uitwerk nie en wanneer goeders te mekaar lyk en juis lyk of niks in plek wil val nie. Hy maak vir jou sterk dat jy kan staan teen dit. So ons volgende beginsel, wat ons nou al die 31ste beginsel is, moenie bang wees om foute te maak nie, maar leer daaruit, word sterker en groei. Ons gaan nou weer terugkom en dan gaan ons 'n bietjie praat oor om anders te kyk na die lewe om jou. Ek is nou weer terug. Nou gaan ons 'n bietjie praat oor om net 'n bietjie jou instelling en hoe jy na die lewe kyk en hoe jy dinge om jou raak sien, net so bietjie te verander. So die rede hoekom mens soms nie antwoorde het vir dit wat in hulle lewe aangaan nie, is presies dieselfde rede hoekom 'n dief weghardloop vir die polisie. So, hoe jy jouself posisioneer om te ontvang, bepaal die verskil in jou lewe. So kom ons praat 'n bietjie meer daaroor. Vir die een persoon kan die lewe vervelig lyk, vol probleme, dit kan leeg wees, dit kan donker wees. Alles is net negatief en is moeilik en niks is lekker in die lewe nie. En vir die ander persoon is dit vol geleenthede. Hulle sien nie mooi raak. Hulle sien die betekenis daarin. Hulle is opgewonde. Hulle sien potensiaal. So, hoe jy die lewe gaan sien, is absoluut jou keuse.
So as jy deur die verkeerde bril gaan kyk, gaan jy 'n groot probleem hê. Wat jy sien, hang af na wat jy kyk. So meeste mense sal byvoorbeeld kla, want rose het nou dorings. In plaas daarvan, om dankbaar te wees, dat dorings rose het. So dis net 'n ander manier om na iets te kyk. So posisioneer jouself eerder om te ontvang, as wat jy die hele tyd wegstoot, en afbreek, en kla, en ontevrede is. Hoe jy dinge gaan sien aan die buitekant, hang alles af van hoe jy is aan die binnekant. Met ander woorde, jy sien die lewe om jou, nie soos wat dit werklik is nie. Jy sien die lewe soos wat jy is, en hoe jou instelling is. So wanneer jy op die regte plek, op die regte tyd, jouself posisioneer, sal die geleenthede hulle self openbaar, en jy gaan dit kan raak sien. In elke situasie is daar geleentheid om te kla, die negatief te sien, die net terug te val en te sê, ag jy weet jy, hierdie is te moeilik vir my, of daar is 'n geleentheid om te groei en te leer en deur te druk. Dit hang alles af van jou instelling. So soms staar ons na die deure wat in ons gesigte toegeklap is, en ons staan net daar en ons sê, okay, jy sien nou, dit het nou nie gewerk nie. En ons mis die deure wat oop is, want ons kyk nie eers vir die ander deure nie. So sien die geleenthede raak reg om jou, en moenie net altyd na die probleme staar nie. Jy gaan letterlik waar jou visie is, en waar jou fokus is. So stel jou fokus en jou visie reg in, van die begin af. Wat verwag jy van die lewe? Verwag jy daar gaan goed gebeur in jou lewe? Of verwag jy al voordat nog iets gebeur het, o nee, dit gaan nie werk nie. Dit gaan sleg uitwerk. Is jy negatief ingestel, of is jy positief ingestel? As jy negatief ingestel is, gaan jy net op dit fokus wat negatief is. En dit is letterlik alles wat jy gaan sien in jou lewe. Alles om jou gaan negatief lyk. Alles om jou gaan, o nee, jy sien, ek het ons gesê, dit gaan nou nie uitwerk vir my. Jy gaan dit praat, jy gaan dit lewe, en dit sal jou realiteit word. Maar die oomblik wanneer jy kies om op die positief te fokus, en natuurlik ook op die dinge wat in die hemel is, soos die Bybel sê, fix your mind on the things that are above. As jy begin fokus op dit wat die waarheid is en God se woord is, dan gaan jy die potensiaal begin raak sien. Jy gaan begin sien wie's God in daai situasie, en jy gaan nie meer vaskyk aan net die negatiewe en dit wat nie wil werk nie. So kom ons lees 'n bietjie in Jesaja 26 vers 3. You will guard him and keep him in perfect and constant peace, whose mind, both its inclinations and its character, is stayed on you. Because he committed himself to you, lean on you, and hopes confidently in you. Is jy daai persoon wat in alles wat in jou is, op die Here vertrou? Of is jy die ene wat hopeloos rondkyk en sê, daar's probleme, kyk hoe groot is die berg? Of is jy besig om te vertel vir die berg hoe groot jou God is? En dis hoekom hy sê, jy sal vrede hê, konstante vrede hê, en deurbraak hê, en jy gaan elke situasie kan hanteer, wanneer jy gekies het om jou hart op God te plaas. Soos hy sê, both your inclination and your character. En dis ook hoekom ons die afgelope tyd so baie gepraat het oor bou goddelike karakter. Waarin vind jy jou sterkte? Waar sien jy jou hoop vandaan kom? So plant 'n saad voordat jy nog honger word. En grawe die gat nog voordat jy dors word. Wees proaktief en kies om anders te kyk na jou lewe, as wat jy net elke keer lewe volgens dit wat jou omstandighede vir jou sê die waarheid is.
So vir elke deur wat toegaan, gaan daar wel 'n deur oop. Of jy dit gaan raak sien of nie, word bepaal deur na dit wat jy kyk. So sien sukses waar ander mislukking sien. En verwag dat iets goed gaan gebeur. Want die grootste neerslag, of die teestand kan ek sê, wat jy kan veroorsaak vir jouself, is om die heeltyd evil forebodings te hê, om te sê, o nee, dit gaan uitwerk, of dit gaan uitwerk, en dis hoekom ek nie eers moet begin nie, want hierdie ding gaan mos nou misluk. So ons 22ste beginsel is, posisioneer jouself om 'n plek waar jy ontvangbaar is, om die geleenthede raak te sien, wat reg voor jou is. Ons gaan net gou-gou weer 'n breek vat. En dan gaan ons 'n bietjie praat oor struikelblokke. En hoe dit juis 'n goeie ding partymal in mense lewe kan wees. So kom gou terug. Ek is nou weer by julle. Welkom terug. Jy luister na Tussen Koffie en Genade. En ek praat vanoggend 'n bietjie met julle oor om anders te kyk na jou lewe. So 'n pad sonder enige struikelblokke, nê? Lei nêrens heen nie. So om by jou beloofde land uit te kom, moet jy eers deur die wildernis trek. Nou die hele verhaal van die Israeliete saam met Moses het soveel beginsels en dis eintlik 'n simboliek van ons Christelike lewe. Ons almal gaan deur op 'n stadium in 'n Egipte land wees. Ons almal gaan op 'n stadium deur die woestyn moet trek. Ons gaan deur die Rooi See moet trek en ons gaan letterlik moet veg om in Kanaan in te kom. En dit is hoekom ons hierdie goddelike beginsels moet sien, want as ons dit nie gaan verstaan nie, gaan ons gou-gou moet verloor en weghardloop soos die 1 miljoen Israeliete wat doodgegaan het in die wildernis. So almal van ons beleef met tye struikelblokke. Ons het probleme, ons het uitdagings op ons pad. So hoe jy daarna gaan kyk en hoe jy dit gaan hanteer is seker een van die belangrikste besluite wat jy kan maak in jou lewe. Jy sal altyd mense kry wat offended is oor enige klein dingetjie. En dis of hulle letterlik 'n manier soek om 'n issue te maak van alles in die lewe. En dan is dit ook hoekom hulle nêrens uitkom nie. So kom ons lees 'n bietjie in Jakobus 1 en ek gaan vers 2 tot 4 vir ons lees. En dis nou natuurlik in die Amplified James. So James 1 vers 2 tot 4. Consider it wholly joyful, my brethren, wherever you enveloped in all accountant trials or any sort of fall into various temptations. Be assured and understand that the trial and proving of your faith brings out endurance and steadfastness and patience. But let endurance and steadfastness and patience have full play and do a thorough work, so that you may be people perfectly and fully developed, with no defects, lacking in nothing. En dit is vir my so 'n amazing skrif wat soveel vasvat. Hier praat hy van, ja, jy gaan trials hê, ja, jy gaan probleme hê, maar jy gaan nog steeds, you gonna lack in nothing. Nou, hoe maak dit sin? En dit is nou presies weer 'n goddelike beginsel. Want die trials en die tribulations en die moeilikheid wat ons gee, bepaal nie of ons lack het of nie. Dit maak ons juis wie ons veronderstel is om te wees. Ons moet probleme kry. En soos Jesus self gesê het, as die wêreld jou haat en jy kry teestand, weet nie dit, die wêreld het my eerste gehaat. So ons is veronderstel om probleme te hê en teestand. Net vanoggend lees ek van Stefanus, wat net eenvoudig die gospel verkondig het. En hy het net eenvoudig die waarheid van wie Jesus is deurgegee, maar natuurlik haat die vyand dit en religion haat die waarheid. En is juis, hoe kan ek sê, die sinagoges en die kerk van daai tyd wat nou nie regtig nou, ja, die sinagoges wat nou baie offended was oor hierdie boodskap en hulle het letterlik die waarheid kom verdraai en op die ou en hom gekruisig.
Maar daai hele gebeurtenis het die kerk laat ompop, want toe is hulle meer geesdriftig om te doen wat die waarheid is. So sien, probleme is nie jou vyand nie. Om probleme te hê is soms 'n goeie ding. En hoekom is dit? Want wanneer jy konstant moet veg om by oorwinning uit te kom, en jy verhaal of jy kry oorwinning oor probleme, dan gee dit jou juis die courage om aan te beweeg. Want dit leer jou groei en dit bring jou al hoe meer nader na sukses. En ek gebruik nou die woord na sukses, maar ons moet ook nou ook dit identifiseer, want sekere mense sien sukses om ryk te wees en welaf te wees. Ek praat suksesvol om by dit uit te kom wat die Here vir jou instoor het. Want van die begin af het die Here ons problem solvers gemaak. God het jou gemaak, het dit in jou DNA geplaas om probleme op te los. So ons moet nie vir probleme weghardloop nie. Jy kan nie die mens word wat jy veronderstel is om te wees, wanneer jy nie deur hierdie druk en hierdie uitdagings gaan nie. En dis juis in hierdie dissipline wat jy moet handhaaf, as jy dit gaan verwyder, of jy gaan nie meer probleme het nie, gaan ons net stagneer en gaan ons nie by die doel uitkom nie. So jy moet vir jouself sê, ek weier om mismoedig te raak, wanneer ek met tye terugslag beleef. So as jy so 'n paar harde houe ervaar in jou lewe, moenie worry nie. Ten minste is jy bietjie uit die groef uit wat jou wil vashou. Ons wil nie net bly in ons comfortzone nie. Ons wil groei, ons wil meer word en ons wil by dit uitkom wat die Here vir ons instoor het. En dit beteken ons gaan 'n paar probleme moet oorwin en 'n paar struikelblokke kry in ons pad. So die waarheid is, as jy geen struikelblokke ervaar op jou pad nie, beteken dit jy is op 'n pad wat nêrens van belang is waarna dit lei nie. 'n Mens se teëspoed of se teëstand is altyd God se geleentheid om homself te bewys. Want dit gee weer geboorte aan goddelike geleenthede. En elke keer gee dit vir ons 'n getuienis. Dit maak ons sterker en dit bring ons uit by dit wat God vir ons instoor het. Kom ons lees 'n bietjie in Johannes 16 vers 33. I have told you these things, en dis natuurlik Jesus wat nou hier praat, so that in me you may have perfect peace and confidence. Nou hier praat hy weer van hy vrede. En hy praat hier van confidence, om selfvertroue te hê, om versekerheid te hê, om te weet, ek kan hierdie doen. Nie omdat jy oulik is nie, maar omdat ons weet wie God vir ons is. Want hier sê Jesus dit vir ons. In this world you will have tribulation and trials and distresses and frustrations, but be of good cheer. Take courage. Be confident and certain, for I have overcome the world. I have deprived it of power to harm you and have conquered it for you. So hierdie probleme en al hierdie goeters, dis nie daar om jou skade te doen nie. Dis om jou te laat groei. En baie keer is daar struikelblokke wat die Here oor ons pad bring, omdat ons hardkoppig is, omdat ons afgedwaal het, en dan wil hy vir jou sê, stop, jy moet nou nie meer verder hier beweeg nie, ek vat jou in 'n nuwe rigting. So ons moet die hele tyd ingekoop wees. Here, wat sê u Gees? Waartoe moet ek gaan? Wat is deel van u plan en wat is nie? So die verskil tussen 'n struikelblok en 'n geleentheid is letterlik jou gesindheid teenoor dit. En ons gaan nou 'n bietjie praat oor mense attitude. So elke geleentheid het sy uitdagings. En elke uitdaging het sy geleentheid. Onthou, as daar slaggate in jou pad is dit die moeite werd as jy weet jy is op die regte pad. En dis hoekom ek gesê het, jy moet eers in die eerste plek seker maak jy is op die pad wat die Here vir jou sê jy moet loop. Ons is gebore om probleem
probleme op te los. So moenie deel wees van die probleem nie. Wees deel van die oplossing. So ons 23ste beginsel is gebruik struikelblokke om te groei en karakter te bou. So aan die einde van die program gaan ek weer vinnig deur al 26 stappe loop van hoe om hierdie jaar unstoppable te wees. So ek gaan weer deur die beginsels hardloop, ek gaan net stukkie vir jou uiteensit, sodat as jy dalk iets gemis het, kan jy gou-gou notaatjies vat en al hierdie stappe neerskryf. Ons gaan so vinnige breek vat en dan is ek nou weer terug. Sien julle nou. Welkom terug julle. Ons praat 'n bietjie om anders te kyk na jou lewe. Ek wil bietjie stil staan oor hoe klein veranderinge 'n groot verskil kan maak in jou lewe. Mens kan dit so maklik onderskat, hoe 'n klein verandering 'n groot verskil kan maak. Klein konstante aanpassings elke dag kan letterlik jou lewe verander. Ons dink dat massiewe aksies en groot suksesse baie belangrik is, terwyl ons daai klein veranderinge totaal en al mis. Die belangrikheid van om 1% elke dag te verbeter. Jy kan nie glo hoe groot impak dit in jou lewe kan hê nie. Jy gaan dalk nou nie dadelik agterkom en 'n groot verskil sien nie. En dit is hoekom jy geduld nodig het en geloof nodig het om stadig maar seker te groei. Want die verskil wat 1% oor 'n lang tyd maak is enorme. Vra maar net 'n vlieënier wat net 1% uit is met sy rigting. So jou doel is om 1% te groei vir 'n jaar elke dag. Omdat ons nie die belangrikheid van daai 1% sien nie, of dit verstaan nie, en dadelike verskil sien, gee mens so maklik op. Dit is byvoorbeeld wanneer jy wil gewig verloor. Nou sien jy na 'n week, o nee, ek het nog niks verloor nie, en dan wil mens sommer teruggaan in jou ou gewoontes. So kan mens net so maklik terugval, want dit is soveel makliker om daai slegte gewoontes net so te laat gaan. Net daai een teelepeltjie suiker, ag man, dit kan ons nou nie skade doen nie, en as jy weer kyk, dan het jy 7 teelepeltjies suiker 'n dag in. Maar soos jy 1% verkeerd doen elke dag, veroorsaak dit die verkeerde gewoontes oor tyd. So om in die oomblik te besluit, om 1% in die regte rigting te gaan, kan jou lewe verander. Verbeter of verslegter. Of ja, laat dit slegter gaan. Sukses is die produk van jou daaglikse gewoontes. So jy bepaal dit deur dit wat jy herhaal. As jy wil weet waartoe jou lewe op pad is, kyk net na jou daaglikse gewoontes, jou daaglikse oorwinnings en jou daaglikse verliese. Om te kan sien wat nie werk nie en dan proaktief daaraan iets te doen. Jy word wat jy kies om te wees. So jou gewoontes is 'n double-edged sword. Aan die een kant sny jy slegte gewoontes die heeltyd uit, maar aan die ander kant vorm dit jou in die goeie gewoontes en dit wat jy graag by wil uitkom. So ons 24ste beginsel is klein, konstante veranderinge verander jou lewe. So nou voor ons weer 'n vinnige breek gaan vat, wil ek nou net bietjie stil staan en by iets anders uitkom. So Radio Kansel het nou die afgelope jaar het hy begin met nuwe radiostasies. En veral vir mense wat expats is, en mense wat oor see bly, wat
mis, wat bietjie hulle land mis, wat sy taal mis, kan nou enige plek oor die wêreld luister na hartklank. En ek wil vanoggend ook net vir julle aanmoedig, dalk het jy nie eers daaraan gedink nie, maar nooi bietjie daai vriendin, daai niggie, daai oom, daai tannie, nooi jou familie uit om te luister na Radio Kansel se hartklank Afrikaanse kanale. Want geestelike ondersteuning speel so 'n belangrike rol om diegene te ondersteun wat as expats in die buiteland woon. En baie keer het hulle heimwee en die nuwe omgewing kan partymal uitdagend wees, maar Radio Kansel is hier as 'n daaglikse reisgenoot om vertroosting te bring waar ook al jy is in die wêreld. So expats kan dan 24 uur per dag aanlyn na die opbouende klanke van Radio Kansel luister. Hulle kan ook inskakel op ons 2 nuwe aanlyn radiostasies, wat ons Radio Kansel hartklank is, wat in Afrikaans is, en dan natuurlik ons Radio Kansel, of Radio Pulpit, Jikelele, wat in Engels is, en in ons Afrika tale. Dit is beskikbaar beide op ons Radio Kansel of Radio Pulpit se webwerf, sowel as ons Radio Kansel slimfoon toepassing. So gaan jy 'n bietjie vir jou vriende en familie vertel van hierdie Radio Kansel se aanlyn stasies waarna hulle kan luister. Ek het vir 2 van my familielede gevra of hulle nie sommer vir ons net so vinnig bietjie wil vertel nie, want hulle luister na Radio Kansel. En eerstens het ek vir my sussie gevra, sy moet vir ons so 'n bietjie vertel van haarself. So kom ons hoor bietjie wat sê Elsie. Hoi, hallo julle. My naam is Elsie Smit. Ons bly in Perth in Western Australië en ons het 2011 na Australië toe geëmigreer. Dit was 'n baie moeilike besluit gewees, maar ek het baie gebid daaroor en die Here het baie met my gepraat met Radio Kansel wat altyd vir my so baie beteken het. Bid vir die Here, vra vir 'n antwoord en het ek 'n boodskap deur Radio Kansel ook gekry wat vir my bevestig het dit is wat ons moet doen. In elk geval, ons is 2011 hiernatoe geëmigreer. Ons is nou 15 jaar hier, ek en my man, my 2 kinders. En ons het gekom en dit het baie goed gegaan in die begin. Dit vir ons soos 'n honeymoon gevoel. Alles is nuut, alles is mooi, dis pragtig hierso. En ons geniet hierdie nuwe uitdagings, maar met die tyd begin mens mis. Jy die gemis kom van jou familie, die bekendheid, jou geliefdes, jou taal en jou kultuur. En ek het Radio Kansel gemis. Ek het dit gemis om net die radio aan te sit en in my taal die woord van die Here te luister. En my sussie, Lisel van Sail, sê vir my, wow, ons het nou hierdie fantastiese hartklank, online, so maklik, net waar jy kom, kan jy knoppie druk en jy kan dit luister. En dit is my so lekker om nou daai inspirasie te kry, dit te deel met ander mense. Ek het dit vir hoeveel vriendinne van my wat van Suid-Afrika afkom, wat hier bly, aangestuur en net gesê, luister dit is in ons taal. Ons het daai bemoediging nodig, ons het dit nodig om by mekaar te staan in hierdie tye, om die Here se woord te hoor, en net in jou taal weer iets te hoor, wat net vir ons incredible is, wat ons voel ons het so baie opgegee, en ons moes dit opgee, maar hier is nou weer hierdie ding online. Ek met my man werk op 'n myn baie ver van hier af, en as ek na hom toe gaan en daar gaan kuier, dit is 1600 kilos van hier af. Ek kan dit daar ook luister. Dit is oral, as jy druk net 'n knoppie en jy luister, en daai bemoediging, dit tel mens op. Dit hou mens net op jou knieë en op jou voete, en dit bring jou weer net nader aan die Here, en gee ons net weer bemoediging vir al die uitdagings wat ons op maar hierdie kant het, met al die gemis van baie dinge wat ons nog altyd sal mis. Maar dit is so dierbaar en so fantasties om net dit nou te kan hê, en ek wens soveel ander mense kan dit hê, en ander mense kan dit ook ervaar. Dis hoekom ek dit vir my vriende hier aanstuur. Ons het so baie Suid-Afrikaners wat oor see is, wat oral is, wat dit so sal geniet. En ek wil so dankie sê vir Radio Kansel en vir Hartklank en vir Lisel en vir alles wat julle doen en vir wat julle beteken, en ons het dit so nodig en dit is fantasties, en ek kan definitief vir my vriendinne van dit vertel, want
dit is wat ons nodig het in hierdie laaste dae. En baie sterkte met alles. Ons sien uit om nog baie te luister na julle en alles te hoor wat julle het om vir ons Baie te help dankie hierdie kant Elsie vir van die jou see. Dankie inspraak julle, en bye. vir jou insette. Nou gaan ons 'n bietjie luister na Duan en Marcolien. Nou Duan is my sussie se seun. Hulle bly nou in Nieu-Seeland. Wat 'n beautiful country is. Maar kom ons hoor 'n bietjie wat sê die twee. Hi, ek's Duan Hallo, my naam is Marcolien. en ons is oorspronklik van Centurion Pretoria en ons bly al 7 jaar hier in Tauranga, Nieu-Seeland. Ons het 2 pragtige dogters. Ons oudste is 13 en ons jongste is 7. Wat ons die meeste geniet hier in Nieu-Seeland is die vryheid wat ons het. Ons lewe ook baie buite. So ons is by die see baie en ons kamp baie lekker. Ons mis definitief ons land Suid-Afrika. Ons mis ons familie verskriklik baie en ons mis ons mense. Suid-Afrika is 'n pragtige land en ons mis verskriklik baie die diere, die kreerwiltuin, veral. En daar's soveel diversiteit in Suid-Afrika en 'n mens mis dit so baie as 'n mens in 'n ander land is. Ons het, toe ons oorgekom het in Nieu-Seeland, het ons dadelik ingeskakel by 'n geestelike gemeenskap en dit was vir ons baie belangrik. Dit het ons deurgedra deur soveel moeilike tye. Ek dink as dit nie vir dit was nie, sou dit baie moeiliker gewees om aan te pas hier in Nieu-Seeland. Ons is ingeskakel by 'n klein Afrikaanse kerkie. Hulle het ook Engelse dienste, maar ook Afrikaanse dienste. En ons is baie dankbaar dat ons in 'n ander land in ons eie taal kan kerk gaan. Ons het onlangs begin luister na Hartklank radiostasie en dit is so lekker om te weet dat daar Afrikaanse geestelike radiostasies van ons kan luister. Dit laat ons so met tuis voel. Baie dankie julle twee. Ag Jessie, ek waardeer julle inspraak ook en net om te hoor, jog, die mense mis daarom hulle land en ja nee, kyk, dis nie altyd maklik om so aan te pas in 'n nuwe land nie. So nou kan jy Radio Kansel luister, maak nie saak waar jy is in die wêreld nie. So gaan vertel gerus vir jou familie en vriende wat ook dalk elders heen geïmmigreer het. Ons gaan so vinnige breek vat en dan is ek nou weer terug waar ons 'n bietjie gaan praat oor om te druk deur moeilike omstandighede. Sien julle nou weer. Welkom terug julle. Ons gaan nou verder gesels en nou gaan ons 'n bietjie gesels oor ja, maar wat as ek nou moeilike omstandighede of moeilikheid beleef? Voor enige groot deurbraak moet ons verstaan, gaan daar 'n tipe van 'n fighting season wees. Dit gaan 'n periode wees waar jy moet deurdruk en moet daai tenacity om te sê, luister, ek weet, dis nou eers 'n bietjie moeilik, maar voor dit makliker raak, is dit altyd maar 'n bietjie moeilik. So jy moet ook onderskei in wat se seisoen jy is. So kom ons praat 'n bietjie oor om getrou te wees of getrouheid. So hoeveel bly getrou as dit maklik is? En dan hoeveel bly getrou as dit begin moeilik raak? Daar is 'n mate van omstandighede wat ons moet hanteer. Moeilike omstandighede, as dit byvoorbeeld kom by jy het nou 'n nuwe besigheid begin, daar kan finansiële druk wees, dit kan moeilike mense wees, dit kan oor om nuwe kliënte te kry. Ons het altyd een of ander situasie of iets wat ons moet hanteer. Nou 2 Korintiërs 4 vanaf vers 8 tot 9, en ek gaan dit sommer vir ons in die Afrikaans lees, sê vir ons, in alles word ons verdruk. So hierso klaar hy dit vir ons klaar uit. Ons word verdruk. En alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. So ja, ons gaan moeilikheid kry in die lewe. En soms begin mens met iets nuuts. En in die begin kan mens exciting wees. En dis mooi en dis lekker. En jene, en ons het nog sterretjies in ons oë. En dan kom die moeilike werk en die deurdruk en die uithou.
En dan is dit die nitty-gritty dinge wat ons nie eintlik wil doen nie. Dis daai nie lekker aktiwiteite wat gedoen moet word of sekere goed wat in plek gesit moet word en dan wil mens somme ophou. Dit is amper soos hierdie kleintjies as hulle nou 'n nuwe speelding kry, nê? Hulle speel met hom 1/2 en dan as jy weet dan lê hy daar in die hoek, dan het hulle nou klaar. Dan sy nou nie meer vir hulle exciting en lekker nie. So dis juis dit dan hierso wat die dissipline so belangrik is om te kan deurdruk na daai oorwinning. Want dit is die aksie van wanneer jy daai vermoë het om deur te druk, wat dan vir jou selfvertroue bou. En dit gee vir jou die sense of purpose. En dit gee vir jou die vermoë en half kan ek sê die courage om dan uit te hou en te sê maar ek gaan nou veg vir die destiny wat die Here vir my in my hart geplaas het. So hoeveel mense mis juis hulle destiny omdat hulle te vinnig wil opgee? Wanneer jy nie meer die crowd om jou het wat jou ondersteun en vir jou aanmoedig nie. Wanneer daai verkope nie meer inkom nie. Wanneer mense begin nee sê as jy na hulle toe gaan met 'n besigheidsgeleentheid of wat ook al die omstandighede kan wees. Wanneer jy net so 'n bietjie pyn beginne ervaar, dis baie keer wanneer mens uitsak en sê, o nee, hierdie werk nie vir my nie. Of hulle sê net nee, wat hierdie gaan nou, ek gaan nie hierdie kan doen nie. Kyk byvoorbeeld as jy wil gewig verloor. Dit is 'n stryd. Dit is nie maklik nie. Jy moet ek sê, you must embrace the pain om nee te sê vir jou vlees. Nee te sê vir die lekker. As jy gaan oefening doen. Die ding is net, jy moet vir jouself 'n fair chance gee. Wees regverdig. Jy moet vir jou sê, okay, luister, ek gaan nou begin met hierdie nuwe eetprogram, hierdie nuwe oefenprogram, met hierdie nuwe wat ook al dit is wat jy vir jouself uiteensit. Nou gaan jy sê, ek gaan commit vir die volgende 6 maande. So gee vir jouself 'n goeie kans om te kan wen. Want dit help nie jy doen dit net vir 'n week, 3 weke of vir 'n maand nie. Jy moet kan deurdruk. En dis spesifiek hierso ook waar die beplanning, die strategie en die gameplan nogal belangrik is. En dit is wat ons nou al die afgelope tyd oor gepraat het. So jy moet gaan neerskryf in jou boek. Jy moet elke maand met jy weer gaan en jy moet weer gaan dit net weer hoe kan ek sê gaan kyk. Okay, wat het gewerk en wat het nie gewerk nie. En dan moet jy begin verandering toepas. En dan gaan jy weer na 3 maande. Okay, wat het gewerk, wat het nie gewerk nie. Is ek nog op die pad? Wat kon vir my gewerk? Want onthou, elke mens is ook anders. As dit vir hierdie ou gewerk het, is dit nie te sê dit gaan vir jou werk nie. So jy doen aanpassings. En dan moet jy weer gaan kyk, okay, maar het ek weer sekere patrone weer teruggeval en sekere leefstyle wat dalk nie goed is vir my nie. En dit kan wees met verhoudings. Dit kan dalk wees iets wat jy wil gaan studeer. Wat ook al dit is, die oomblik wanneer dit moeilik raak, of jy's nou nie meer lus nie, dan wil mens mos nou ophou. 'n Baie goeie voorbeeld is om jou huis uit te sorteer. Nou ek kry net in 'n Desember maand kans om bietjie daai kaste uit te sorteer en die klatter te deklatter en weer goedjies in plek te sit en weer nuwe kassietjies te koop om dit in te bære of wat ook al. En as ek dit nie doen in Desember nie, dan kom dit en dit gaan, want in die kwartaal is ek soms te besig. Maar die een ding wat ek ook geleer het is om partymal net te sê nou. Die krag van nou, want baie keer dan dink jy, ag ek gaan dit eendag doen. En weet jy wat, as jy daai attitude het oor die lewe, van eendag gaan ek begin met die oefenprogram, eendag gaan ek begin my huis uitsorteer, eendag dan gaan dit letterlik nooit gebeur nie. Want jy gaan net aanhou uitstel. En kan ek vir jou sê, jy gaan nooit tyd hê om dit te doen nie. So as jy sê, as ek eendag, moenie eers begin nie, want weet jy wat, dit gaan nie gebeur nie, want eendag gaan nie kom nie. Vandag is die dag en jy moet letterlik die tyd maak. Daar sal altyd dinge wees wat mense moet doen, wat nie noodwendig lekker is om te doen nie,
En dan wil ons dit mos nou uitstel. Maar as jy gaan wag tot jy lus is, gaan jy vir ewig wag, want jy gaan nooit lus word nie. En dit is presies hierso waar mens dan die dissipline nodig het en 'n keuse. Jy moet kies om dit te doen ten spyte van hoe jy voel en of jy dink jy het tyd. En dit is ook weer eens daai ding met prioriteite. As dit nie vir jou 'n prioriteit gaan wees nie, gaan jy verseker dit nie wil doen nie. So maak dit dan 'n prioriteit. Dis waar jy vir jouself die dingetjies ook dan moet afbreek. Okay. Wat kan ek nou doen? Want baie keer lyk die taak heeltemal te groot. Okay, sien nou jy 10 kaste wat jy moet uitsorteer. Kom ons bly by die kaste. En jy dink, "Jog, nee jene, ek gaan 'n leeftyd vat om al hierdie goed te declutter." Breek dit vir jouself af en vat dit kas vir kas. Dan sê jy, "Okay, ek doen dit oor 10 maande. 1 kas 'n maand." En dan begin jy met die eerste kas en dan sê jy, "Ek doen die eerste week 1 rakkie." En jy doen net daai 1 rakkie. En jy sit vir jou tyd in plek en jy weet, okay, Saterdagoggende is ek wakker en ek het meer tyd en dis dalk die beste tyd om dit te doen en jy commit dit. Jy maak 'n tyd, 'n plek en dit is dan hoe jy daai klein oorwinningkies gaan beleef in jou lewe. Daai 1% wat ek nou oor gepraat het. En is juis wanneer jy begin die resultate kry, dan na 'n maand, as jy dit nou weer gaan review, kan ek sê, en jy gaan kyk, okay, waar is ek na 'n maand? En jy sien nou netjies 'n kas, dan dog jy, "Joeg, nou begin jy die resultate te sien. Jy begin nou die oorwinnings te sien." En dit is juis wat jou gaan aanmoedig om dan die volgende moeilike taak te kan doen. So partymal is dit nie nodig om dit 'n bietjie anders te benader. So ons 25ste beginsel is: bou deursettingsvermoë. Want sonder dit gaan jy verseker nie by jou doele kan uitkom nie. Ons gaan net gou weer 'n bietjie 'n breek vat. En dan gaan ons 'n bietjie praat oor daai attitude van ons. Want kyk, attitude, dit bepaal jou lewe. Ek is nou weer terug. Nou die laaste beginsel wat ek vir oggend by wil uitkom, is die hele situasie, of hoe kan ek sê, is oor, kom ons praat 'n bietjie oor jou attitude. So niemand kan vir jou sê hoe jy jou lewe moet lei nie. En is eintlik niemand se besigheid nie. Dis letterlik jou verantwoordelikheid om te kies hoe jou lewe gaan wees, hoe jy jou lewe gaan lei en die keuses wat jy gaan maak in jou lewe. Maar wat nogal vir my interessant was, op 'n stadium het hulle navorsing gedoen. Nou hulle het 2 groep mense gevat. Mense wat dinge gedoen kry. Hulle het suksesvolle mense gevat en gekyk, okay, maar wat doen hulle anders as ander mense? Hoe is dit dat hulle sekere goed, het hulle lak? Of is hulle slimmer? Of is hulle dit? Of is hulle dat? En hulle het na verskillende elemente gekyk. En wat nogal interessant was met hierdie spesifieke studie is, die ding wat die meeste uitgestaan het is hulle attitude gewees. En wat hulle eintlik sê is, jou attitude teenoor die lewe beïnvloed die lewe se attitude teenoor jou. Of so skep jy ook jou lewe deur jou attitude. En dit kom weer hand aan hand met die hele ding wat ons gepraat het oor keuses wat jy maak. So iemand wat byvoorbeeld 'n slegte attitude het oor hulle hou nie van leer nie. Hulle haat skool, dis vir hulle moeilik om te leer. So wat dink jy gaan daai persoon geleer kry? Nie veel nie. Want die heeltyd gaan jy negatief wees en jy gaan net nie lus wees om te leer nie. En hoe minder jy lus het om te leer, hoe minder gaan jy leer. So dis letterlik die attitude wat half die invloed het van hoe jy dit gaan hanteer. As jy net ook dink, as jy nou byvoorbeeld 'n attitude het teenoor 'n sekere mens, soos byvoorbeeld, jy het 'n attitude teen vrouens, of jy het 'n attitude teen mans, en dan gaan jy die hele tyd net die verkeerde ding sien. O, kyk hoe's daai man nou weer, kyk hoe bestuur daai man nou weer, kyk hoe loop daai mans, o, weet jy mans. So alles wat jy gaan sien, is net die negatief van daai arme man, al doen hulle wat reg,
Want jou attitude en jou instelling bepaal hoe jy dit gaan beleef en dit gaan sien. So as jou attitude dink jy gaan byvoorbeeld nie iets kan doen nie, gaan jy misluk nog voordat jy begin het. So William James van Harvard het eendag gesê, "The greatest discovery of my generation is that human beings can alter their lives by altering their attitude." En ek het eendag, ek dink dit was by Binnelandse Sake of iets, het ek hierdie plakkaat gesien en dit was vir my so goed. Toe sê hulle, "Your attitude is like a flat tire. Nothing change until you change it." En dit was vir my so goed. So as jy negatiewe instelling het, wat jou keuse is, dan gaan jy negativiteit na jou toe aantrek. So kom ons begin met attitude oor jou self. Want soms kan mense tipe van 'n attitude hê waar mense jouself minimaliseer. Want jy dink ander mense kan dit beter doen. En soveel mense lewe 'n gemiddelde, onpresterende lewe, eenvoudig net omdat hulle nie in hulle self glo nie. Of hulle dink nie hulle het die waarde nie, of hulle dink nie hulle het die ability om iets te doen nie. So attitude reflekteer jou wil, jou verstand en jou mindset. En dis een van die grootste kragte of die mag wat jy in jou besit het eintlik. Want soos jy besluit om dit te vorm en te verander, kan jy letterlik jou lewe verander. So suksesvolle mense is nie noodwendig meer talentvol of meer briljant of slimmer as 'n persoon langs hulle nie. Hulle glo net eenvoudig, hulle kan dit doen en dan gaan hulle oor in aksie. Dit is so eenvoudig soos dit. Of hulle nou gaan misluk of nie, hulle vat daai kans. En dit is daai attitude wat bepaal dat jy baie meer sukses gaan bereik. Al kry jy nie altyd dit gedoen nie en al werk dit nie uit nie. Jy glo net ek kan en jy probeer. So hulle probeer dit wat ander net eenvoudig nie wil doen nie. En hulle verwag dat daar goed gaan kom daaruit. So hulle instelling en hulle fokus, soos ek nou gesê het, is nie op die negatief nie, maar op die positief. So hulle het al van vooraf, voordat nog hulle begin het hulle al besluit, o nee, hierdie kan werk. So dis daai ingesteldheid om positief te wees, om net na dit te kyk wat wel kan werk, om juis rede te soek hoekom dit kan uitwerk, eerder as om te dink, ag nee wat, weet jy, hierdie ding gaan net glad nie werk nie. So, hoe jy na jou omstandighede, of dit wat om jou is, gaan kyk, nee, kom eintlik, of dit word bepaal deur jou mindset, wat eintlik maar jou attitude is. So as jy jou omstandighede wil verander, verander eers jou attitude. So soms is jy net stuk in die lewe en dit voel vir jou, jy kom nêrens nie en niks wil uitwerk nie. En dit is wanneer mens partymal 'n inspirasie nodig het. En soms het jy net daai iemand wat 'n inspraak in jou lewe kan gee. En ons gaan spesifiek volgende week bietjie praat daaroor, oor bemoediging. Maar net weer bietjie te kyk dat jy anders te begin kyk na die lewe. Gaan soek daai inspirasie, net om anders te dink, net om anders ingestel te wees. Leer by ander mense. Luister na hulle stories. Daar is soveel inspirerende stories van mense wat uit die gutters uitgekom het, wat opgestaan het en 'n ongelooflike sukses gemaak het van hulle lewe. Net een fliek wat ek so vinnig aan kan dink, is The Pursuit of Happiness. Fantastiese ware verhaal en eintlik aan die einde van die fliek, sit vir my so mooi, waar Frank, die ou waaroor die fliek gaan, letterlik oor die straat loop en hy's nou hierdie suksesvolle besigheidsman. Maar jene, as daar nou 'n storie is, wat nou in motion sit, alles wat ek oor vanoggend gepraat het, is dit daai storie. En dis so inspirasie. So laat inspirasie weer oorgaan in aksie. En vat beheer oor jou lewe. En besluit in watse rigting wil ek beweeg. Daar kan soveel dinge wees,
wat gebeur wat jou omvergooi. Jy kan finansiële druk hê. Ek meen, daar kan siekte kom, daar kan stres kom, daar kom werk, daar's allerlei omstandighede wat kan ons probeer potjie en wat ons oomf kan steel uit die lewe. Wat is die een ding wat die kwaliteit van jou lewe gaan bepaal? En die antwoord is dis die krag van jou keuse. Niks kan gebeur in die lewe tot jy dit gekies het nie. En alles gebeur met jou wat jy gekies het. So wat gaan jy met daai mag doen wat jy in jou besit het? Ons kan nie bepaal wat met ons gaan gebeur nie, maar ons kan kies waarop ons gaan fokus en wat ons daarmee gaan doen. Ons kan die aksie neem. Ons moet die eienaarskap neem van ons eie lewe en bepaal waartoe gaan ons met ons lewens. So dis nie jou omstandighede wat jou destiny bepaal nie, dit is die keuses wat jy maak in die lewe. Om suksesvol te wees, moet jy bereid wees om dit te doen wat 98% van die mensdom nie wil doen nie. En daai gaan jou karakter bou. Dit gaan verhoudings bou. Dit gaan jou dissipline leer. En dit gaan harde werk vat, ja. Baie keer gaan jy vroeër moet opstaan as ander mense. Baie keer moet jy sekere goed sacrifice, gemak, aansien, wat ook al. Maar jy moet altyd vir jou vra ten koste van wat doen ek dit? Die ander geheim wat jy ook moet leer is, moenie jou drome net met almal deel nie. Want jy gaan altyd iemand kry wat gaan negatief wees, of wat gaan sê, o nee, dit gaan nie werk nie. Hoe dink jy gaan dit werk? O nee, daar's al te veel van dit, daar's te veel van dit. As jy weet die Here het iets vir jou geplaas in jou binnekring, jy hou dit daar in die secret plek. Jy vertel vir niemand van dit nie. Jy en die Here loop met hierdie ding. En om geboorte te gee, dit is soos 'n babietjie wat weggesteek word in 'n ma se womb. Jy praat nie met mense oor die behalwe as jy weet jy kan, dit is mentors en dis mense wat jy kan vertrou. Maar onthou, negativiteit is partymal sterker as positiwiteit. En partymal kan mense se negatiewe woorde jou keer om by dit uit te kom. Maar aan die ander kant, positiwiteit breek negativiteit. En dis hoekom dit so belangrik is dat jy seker maak dat jy jouself en jou attitude positief hou. En as jy daai woorde kry, of jy kry mense wat negatief is teenoor jou, of jou droom, of hulle wil jou mismoedig maak, wat jy moet doen is, en dis nog 'n triek wat ek altyd op my tienerwerkswinkels met die tieners geleer het, is, ek sê vir hulle woorde is soos pyle of soos penne wat na jou toe geskiet word. Maar soos jy 'n pen vat en jy los hom en hy val net, moet jy letterlik daardie woorde op die grond val. Want wanneer die woord kom, as woorde na jou toe kom, dan word dit eers geaktiveer en word dit 'n werklikheid as jy daaroor begin dink en jy begin dit te glo. So woorde is net woorde, maar as jy dit meng met geloof, dan aktiveer jy die woord. En dit is nog 'n ongelooflike beginsel wat jy moet snap in jou lewe. So net so vir positiwiteit, net so vir negatiewe woorde. So wanneer mense negativiteit met jou praat, moet jy letterlik vir jouself sê, my ore is nie asblikke nie. Onthou ek het julle gepraat hieroor, my ore is nie asblikke nie. Ek gaan nie na negativiteit luister nie. Ek het positiwiteit gekies in my gees, my siel, my liggaam, my mindset, en ek gaan dit op die grond laat val. I'm not gonna take it. Of jy stel jou voor, die woorde is in Frans, of in Duits, of in Arabies, of wat ook al taal jy nie verstaan nie. En dan kyk jy net so aan soos, ek verstaan nie wat jy nou vir my sê nie. So you don't take it. Jy vat net die waarheid van God se woord en wat hy oor jou spreek. En jy plaas dit in jou hart. Want dit gaan ook 'n invloed hê in jou keuses, jou mindset en jou attitude. So ons 26ste beginsel is, verander jou attitude, dan verander jy jou lewe. Ek is nou weer terug en nou gaan ons net gou-gou 'n bietjie oor alles, net gou vir jou 'n oorsig het, wat ons vandag oor gepraat het in 'n samevoeging, oor alles wat ons vanoggend oor gepraat het. Ek is nou weer terug.
Julle, dit was so lekker om vanoggend net weer saam met julle te kuier, maar ons is nog nie heeltemal klaar nie. Ons gaan gou 'n bietjie net 'n samevatting hê oor alles wat ons gepraat het oor vandag. En dan wil ek die 25, eintlik 26 beginsels met julle net weer deurhardloop en ek gaan stadig net weer deur dit werk, dat jy kan notas maak. En gebruik dit as net daai rigtingaanwyser. Waartoe moet ek gaan? Hoe kom ek by my drome uit? Wat is dit wat die Here vir my instoor het? So, okay, kom ons kyk na die 10 punte wat ons vandag oor gepraat het. Eerstens, moenie bang wees om foute te maak nie. Moenie energie mors om foute te probeer wegsteek nie. As jy nie foute maak nie, groei jy nie. Nommer 2. Daar's 2 voordele wanneer jy misluk het of as iets nie uitgewerk het nie. Eerstens leer jy wat het nie gewerk nie. En tweedens kry jy 'n geleentheid om iets nuuts te probeer. Nommer 3. Hoe jy die wêreld gaan sien aan die buitekant gaan afhang hoe jy is aan die binnekant. Met ander woorde, jy sien dinge soos jy is. Nie noodwendig hoe dit werklik is nie. Maar soos jy die waarheid in jou hart toelaat, begin jy die waarheid te sien en dit sal jou vrymaak. Nommer 4. Wanneer jy jou op die regte plek op die regte tyd posisioneer, sal die geleenthede hulle self openbaar. Nommer 5. Om probleme te hê is soms 'n goeie ding. Wanneer jy konstant oorwinnings behaal oor probleme, is dit 'n stappie nader aan sukses en help dit jou om te groei en selfvertroue te bou. Nommer 6. 'n mens se teëspoed is altyd God se geleentheid om homself te bewys, want dit is juis hier waar dit geboorte gee aan goddelike geleenthede. Nommer 7. Klein, konstante aanpassings elke dag kan jou lewe transformeer. Nommer 8. Dis die mense wat gedissiplineerd is om uit te hou en deur te druk na oorwinning. Dis hulle wat selfvertroue bou en by die doel uitkom wat in hulle hart is. Nommer 9. Attitude is 'n refleksie van jou wil, jou verstand en jou mindset. Dit is so kragtig, maar net jy kan dit vorm en aan dit werk. En nommer 10. Wat is die een ding wat die kwaliteit van jou lewe bepaal? Die antwoord is die krag van jou keuse. Niks kan gebeur in die lewe tot jy dit gekies het nie. En alles gaan met jou gebeur wat jy wel gekies het. Ons gaan net so vinnig 'n breek vat en dan gaan ek gou-gou met julle daai 26 stappe van in die beginsels wat ek die afgelope maand met julle oor gepraat het, net gou-gou weer saam met julle deurwerk. So kry 'n notaboekie en dan skryf jy dit gou neer. Ek is nou weer terug. Julle, en so kom ons aan die einde van nog 'n program, maar vanoggend wil ek gou-gou weer saam met julle net deur al die stappe loop wat ek oor gepraat het die afgelope maand. So eerstens, wat is God se visie vir jou? Nommer 2, skryf jou visie en drome neer. Nommer 3, vra vir jouself, wat hou my terug? En identifiseer dit, jou vrese, teleurstellings, alles wat jou wil terughou. Nommer 4, stel spesifieke doele op. Moenie laat dit net vaag wees nie, wees spesifiek. Nommer 5, wees realisties en weet wat is jou potensiaal. Nommer 6, leer om deur te druk, al word dit moeilik. Nommer 7, ontdek weer wie jy veronderstel is om te wees en moenie jouself vergelyk met ander mense nie. Nommer 8, kom by die waarheid uit, want dit sal jou vry maak. Nommer 9, bou goddelike karakter. Nommer 10, wat glo jy? Glo jy dat jy dit kan doen? Nommer 11,
Hou op om tyd te mors en gebruik die geleentheid wat nou reg voor jou is. Nommer 12. Hou op om mense te probeer beïndruk en 'n people pleaser te wees. Want dit gaan jou potjie en keer dat jy nooit by jou destiny uitkom nie. Nommer 13. Praat altyd die waarheid in liefde. En wees ook eerlik met jouself. Nommer 14. Moenie jouself prys nie. Laat die Here vir jou die regte deur op die regte tyd oopmaak. Moet geen deur probeer oop forceer nie. Nommer 15. Hou op dinge uitstel en gaan nou al oor in aksie. Nommer 16. Hoe jy dink oor jouself bepaal of jy jou doel gaan bereik of nie. Nommer 17. Bou gewoontes wat jou maak wie jy veronderstel is om te wees. En nommer 18. Moenie net praat nie, doen wat jy sê wat jy gaan doen. Nommer 19. Kry jou fokus reg en fokus net op dit wat jou laat groei en nader na jou doel toe bring. Nommer 20. Aanvaar jouself wie God jou oorspronklik gemaak het. Nommer 21. Moenie bang wees om foute te maak nie, maar leer daaruit. 22. Posisioneer jouself op 'n plek waar jy ontvangbaar is vir die geleenthede. 26. Gebruik struikelblokke om te groei en karakter te bou. 24. Klein konstante veranderinge verander jou lewe. 25. Bou deursettingsvermoë. En 26. Verander jou attitude, dan verander jy jou lewe. Kyk, ons kan nog 120 beginsels hier byvoeg. En as jy wil weet waar jy hierdie beginsels gaan kry, begin by Spreuke. Spreuke het vir ons die wonderlikste beginsels. En dit is eintlik op die ou ende waaroor dit gaan. Die Here kyk na jou hart. En wanneer jy in gehoorsaamheid wandel, so mag jy die jaar gebruik om jou lewe te transformeer. Een stappie op 'n slag. Jy kan jou lewe omdraai as jy net jou mindset en jou instelling begin verander. Verkies vandag om ten volle te lewe en koop die tyd uit. Jy het net vandag om 'n verskil te maak. Gister is verby en môre het ons geen beheer oor nie. Jy het net nou, net hierdie oomblik. Wees proaktief en hou op om verskonings te maak. Word die beste weergawe wie God jou gemaak het om te wees. So volgende week gaan ons 'n bietjie praat oor bemoediging. En hoe om jouself te bemoedig, ander mense te bemoedig en wat se impak het bemoediging in 'n mens se lewe. Hierdie is 'n belangrike beginsel en veral in ons geestelike gemeenskap. Het ons nou ook geluister het van die mense wat oor see is. Jy kan mense bemoedig al bly hulle nie eers by jou nie. So as daar enige van die lesse is van hartklank of van tussen koffie en genade wat jy dalk gemis het en jy wil dalk weer luister of jy wil dit aanstuur vir 'n vriendin, laai ons dit elke week op YouTube en jy kan gerus gaan loer daar op my website, dis yourdestiny.org.za. Jy gaan sien daar is 'n spesifieke blaai wat sê hartklank en daar gaan al die opnames gelaai word. Dit is dalk 'n bietjie agter, nie alles is nou al op datum daar nie, maar daar's al die opnames gaan ons daar laai, so jy kan met enige tyd daar gaan ingaan, jy kan dit forward vir jou vriendinne, jy kan dit stuur vir jou vriendinne wat oor see bly, en dan kan jy ook so volg van die vorige reekse wat ons al reeds hanteer het. Ek sien uit om volgende week weer saam met julle te kuier hier op 'n Woensdagoggend van 9 tot 11 tussen koffie en genade met Lisel van Sail. Praat weer volgende week.